Shabbat Shalom, Rian Abri hierso, wat 'n voorreg om met jou te kan deel vandag die woord van Skepper lewende God. Loof sy heilige naam. Ek wil hom loof, ek wil hom prys en ek wil hom aanbid vir sy grootheid en sy almag. So my gebed vir jou is dat jy geseënd sal wees. Dat jy sal weet dat Jahwe is vir jou. En as hy vir jou is, wie kan teen jou wees? Halleluja. Baie dankie dat jy ingeskakel is by hierdie uitsending. Dit is Saterdagmôre en ek eer Abba dat hy ons hierdie dag gegee het waarin ons hom kan loof en eer en aanbid. Dis nou natuurlik Shabbat en dis die dag wat vir hom belangrik is. So kom ons eer hom en ons loof hom en ons prys hom vir wie hy is. Loof sy heilige naam. Nou ek praat met jou vandag oor die waarhede uit die boek van Romeine. En hierdie boek, hierdie gedeelte in Vader se woord is eintlik 'n boek wat soveel verdeeldheid bring en soveel verwarring. En daar is soveel misverstand in terme van die boek van Romeine. En dis die grootste gevegte wat uitbreek is nou natuurlik in die boek van Romeine en ook Galasiërs en Efesiërs en Kolossense. So daar is groot misverstand in terme van die boek van Romeine. Er is 'n paar dinge wat ek met jou wil hanteer vandag. So ons gaan so 'n bietjie Bybelstudie doen, so merk dit in jou Bybel en ek gaan net lekker met jou gesels vandag, sodat jy kan weet wat is die waarhede in die boek van Romeine en dat ons daarvolgens sal funksioneer en dat ons sal weet maar Paulus het geskrywe uit die woord van God, nou natuurlik die eerste 5 boeke uit die Torah, en hy het sekere dinge aan ons kom openbaar, dit wat Yeshua aan hom geopenbaar het. Onthou een ding, dat toe Paulus die ervaring gehad het op die pad Damaskus, hy het Yeshua ervaar, hy het toe blindheid ervaar, hy hoor sy stem, en hy gaan toe om af te sonder, en daar's 'n persoon wat toe vir hom bid, hy het die salwing van Heilige Gees ontvang, die doping van Heilige Gees, en sy oë het oopgegaan, en daarna het hy gegaan na die woestyn, of die Arabiese woestyn, en hy was daar was hy 3,5 jaar opgelei deur Yeshua. Die woord praat daarvan in die boek van Galasiërs, hy het nie vlees en bloed geraadpleeg nie, maar hy was vir 3,5 jaar was hy in die Arabiese woestyn, en daar het hy ontmoetings gehad met Yeshua, en Yeshua het sekere goed aan hom geopenbaar. So dit wat Paulus geskrywe het, is dit wat Yeshua verkondig het. Dit wat Yeshua verkondig het, is om terug te gaan na die insetting, die verordeninge en die wet van Jahwe. Dis wat Yeshua verkondig het. So, Paulus kom openbaar aan ons die redding en die verlossing wat ons het in Yeshua. Hy kom openbaar dit aan ons. Maar ons moet nog steeds terugkeer na die insetting en die verordeninge en die wet van Jahwe. Dis hoekom Yeshua self gesê het, hy sê in Johannes 14 vers 15, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. En as ons daardie verstaan, en jy verstaan die eerste 5 boeke van die Bybel, jy verstaan Vader se hartklop, gaan jy die boek Romeine verstaan. Maar dit bring soveel verwarring, dit bring soveel verdeeldheid. Daar is huishoudings wat beklei, daar is families wat beklei, daar is gemeentes wat beklei, daar is gelowiges wat beklei in terme van die boek van Romeine, want hulle sê nee, dis wat Paulus sê, en ander sê nee, maar dis wat Paulus sê. So kom ons gaan kyk wat is die waarheid. En ek wil hierdie waarhede uit die boek van Romeine wil ek met jou deel. Right, so kom ons gaan lees eers in die boek van Romeine, hoofstuk 1 vers 17. So ons gaan hierdie gedeelte lees. Nou voordat ek dit lees, wil ek net vir jou duidelik maak, die hooftema van die boek van Romeine is dan hierdie volgende skrif. Die hooftema van die hele boek van Romeine is die volgende skrif, Romeine 1 vers 17. Want die geregtigheid van Elohim word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Sjoe, dis 'n powerful skrif. Dis eintlik die hooftema van die boek van Romeine. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Dit is ook nou natuurlik die skrif wat baie mense gebruik om aan te val, om te sê, maar ons het nie nodig om die insettinge en die verordeninge en die wet van Jahwe te onderhou nie. Ons het nie nodig om die feeste te onderhou nie. Ons het nie nodig om die Shabbat te onderhou nie, want die skrif sê, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. So dis ook dieselfde skrif wat gebruik word
om jou in die war te bring, om 'n misverstand in jou lewe in te bring. Maar kom ons gaan kyk na hierdie gedeelte. Kom ons gaan kyk na dit. Is hierdie skrif, maar die regverdige sal uit die geloof lewe? Is hierdie skrif 'n Nuwe Testament konsep? Is dit 'n Nuwe Testament konsep? Nee, dit is nie. Dis nie 'n Nuwe Testament konsep nie. Hierdie skrif het Paulus aangehaal uit die boek van Habakuk hoofstuk 2 vers 4. Luister wat sê Habakuk hoofstuk 2 vers 4. Kyk, sy siel is opgeblaas in hom en nie reg nie, maar die regverdige deur sy geloof sal hy lewe. Halleluja. So Paulus suig nie hierdie goed uit sy duim uit nie. Hy gaan haal dit eintlik uit die Ou Testament uit. Onthou een ding, alles wat Paulus van praat, die melding wat hy maak, dis altyd 'n terugverwysing na die eerste 5 boeke van die Bybel, dis altyd 'n terugverwysing na die psalms, na die profete, na die Ou Testament. Yeshua het dieselfde gedoen. So my vraag aan jou is, hoe word ek regverdig? Hoe word ek regverdig? As die skrif sê, maar die regverdige sal uit die geloof lewe, moet ek begin vra. Ek kan nie net hierdie skrif lees en dit quoteer, maar ek verstaan nie wat dit beteken nie. So my vraag aan jou is, as die skrif sê, maar die regverdige, stop daar. Hoe word ek regverdig? Wat klassifiseer dit dat ek genoem word regverdige? So hoe word ek regverdig? Ek dink dit is 'n baie relevante vraag. As ons by hierdie betekenis van hierdie skrif wil uitkom, is dit 'n baie relevante vraag. So kom ek antwoord gou die vraag, hoe word ek regverdig? En ek antwoord hierdie vraag deur skrif. Ek gee vir jou skrif. 1 Johannes 1 vers 9. 1 Johannes 1 vers 9. Hy sê, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dis 'n pragtige gedeelte. So met ander woorde, hoe word ek regverdig? Ek word regverdig deur my sonde te bely. Ek maak my gees oop. Ek aanvaar Yeshua as my verlosser en saligmaker en in 'n oomblik word ek regverdig. In 'n oomblik, want jy sien, my sonde en my ongeregtigheid en die verlede en die dade wat ek gedoen het, daardie goed, die oomblik wanneer ek kom en ek besef, maar ek is 'n sondaar en nou kom ek in Vader se teenwoordigheid en ek bely en ek sê, Vader, ek is 'n sondaar, ek het U nodig, ek besef dat sonder 'n verlosser is ek verlore, ek besef ek is verdoem tot die ewige verdoemenis, en ek gaan nie die gawe van die ewige lewe beerwe nie, daarom het ek U nodig, en ek maak my gees oop, Yeshua, ek besef dat U is die verlosser en saligmaker, ek moet my bekeer tot Yeshua, en ek moet terugdraai na die lewende God, so ek maak my gees oop, U kom in deur U gees, en die bloed van die lam kom was my skoon van my sonde en ongeregtigheid, en nou is ek in 'n regstaande posisie voor die lewende God. So in 'n oomblik word ek regverdig gemaak. Wanneer Yeshua dan na die mens kyk, dan sien hy nie die sonde nie, hy sien Yeshua. Hy sien Yeshua. Want jy sien, die oomblik wanneer ek en jy hom aangeneem het, en hy kom was ons skoon deur sy bloed, en onthou, dis nie net 'n gebedjie wat ek opsê en nou is ek gered nie, dit is 'n verandering van binne af buite toe, dis wat ware bekering is, nie wanneer ek huil nie, nie wanneer ek maar net 'n gebedjie opsê nie, 'n ware bekering is wanneer ek verander van binne af buite toe, dis ware bekering, en wanneer ek hierdie ware bekering ervaar, as ek my sonde bely, en hy kom was my met sy bloed, dan word ek regverdig gemaak deur die bloed van die lam. Niks wat ek kan doen nie. En of ek nou vir 20 jaar al die gebooie en die insetting en die verordeninge van Yahweh ons Elohim onderhou, maar ek het nie 'n bekeringservaring gehad nie. Ek het nie my sonde bely en ek het nie Yeshua aangeneem as my verlosser en saligmaker nie, dan beteken daai gebooie en insettinge en verordeninge niks. Want hoe word ek geregverdig? Deur sy bloed. Deur hom te aanvaar as my verlosser en saligmaker.
So in daai oomblik word ek geregverdig. Nie iets wat ek gedoen het nie, alleen deur die bloed van die lam, maar bly by my, want hierdie is baie belangrik. Ek kan nie net daar stop nie. Ek kan nie nou daar stop, nou het ek hom aanvaar, nou is ek gewas deur die bloed, yes, ek is vrygemaak van sonde en ongeregtigheid, yes, nou kan ek maak en doen wat ek wil. Sorry, dit werk nie so nie. So ek kan nie daar stop nie, so wat moet ek verder doen? Kyk gou wat gebeur, Johannes hoofstuk 1 vers 12. Johannes hoofstuk 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van Elohim te word, aan hulle wat in sy naam glo. So wie moet ek glo? In wie? In Yeshua. Ek moet in Yeshua glo. Ek moet glo in sy offer, ek moet glo in sy dood, sy opstanding, en dat hy sit aan die regterhand van Yahweh, of hy is die regterhand van Yahweh. So ek neem aan as my persoonlike verlosser en saligmaker, en nou het ek en jy 'n persoonlike verhouding met hom. 'n Persoonlike verhouding. Wat beteken dit om 'n persoonlike verhouding met iemand te hê? Ek spandeer tyd met daai persoon. Ek kommunikeer met daai persoon. Ek doen wat daai persoon van hou. Ek connect met daardie persoon. Met ander woorde, ek connect met sy hart en ek stort my liefde op daardie persoon en daardie persoon se liefde word op my gestort. Dis 'n persoonlike verhouding. En 'n persoonlike verhouding kos werk. So ek kan nie nou die verlossing van Yeshua ervaar, ek word gewas deur die bloed van die lam, en nou lewe ek soos wat ek wil nie. Nee. Want om 'n persoonlike verhouding te hê met Yeshua, dan moet ek luister wat hy sê, en as hy vir my sê in sy woord, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. Dis daai persoonlike verhouding wat ek met hom het. En my persoonlike verhouding gaan my altyd terugdryf na sy woord toe, en dit gaan my altyd weer vat na sy bloed toe, sy offer en wie hy is. In ander woorde, ek word beklee met die geregtigheid van Yeshua, en dus moet ek daarin wandel. Ek word beklee met die geregtigheid van Yeshua, en dan moet ek daarin wandel. Daarom sê Romeine 13 vers 14, hy sê, maar beklee julle met meester Yeshua die Messias, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Wat beteken dit? Dit beteken, ek beklee myself met sy geregtigheid. So in 'n oomblik word ek regverdig gemaak, maar nou moet ek begin wandel in sy geregtigheid. So dis elke dag waar ek myself moet verloon, Lukas hoofstuk 9 vers 27, waar ek myself moet verloon, en ek moet my filterpaal opneem elke dag, en ek moet agter hom aanloop, ek moet hom volg. Dit beteken dat ek moet die vleeslike aspekte moet ek onderdruk, ek moet daarvan ontslaa raak, ek moet my beklee met Yeshua, met sy geregtigheid, so ek het daai verhouding, daai persoonlike, intieme verhouding met hom, en dan maak ek geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. So kan ek, wanneer ek gered is, maak en doen wat ek wil? Nee. Hier sê die woorde duidelik. Hy sê dit duidelik. Geef vir jou nog 'n skrif. 1 Johannes, hoofstuk 2, vers 29. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. Hier's 'n baie interessante skrif. Hy sê elkeen wat die geregtigheid doen. Die geregtigheid doen. Ek vat jou terug na Romeine hoofstuk 1 vers 17, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. So, wat beteken dit as ek regverdig is? Regverdig beteken elkeen wat die geregtigheid doen, is uit hom gebore. 1 Johannes 3 vers 7, my kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. Ouens, dis baie duidelik dat ek en jy moet iets doen in terme van ons geregtigheid.
So, dis 'n uitgemaakte saak, ek word gered deur die bloed van die lam, wanneer ek tot bekering kom en ek maak my gees oop, en hy's inwonend in my, sy bloed kom was my, witter dan die sneeu, dan is ek geregverdig deur sy bloed. Maar nou sê die woord verder dat, omdat hy regverdig is, moet ek in geregtigheid wandel. Hy sê dit, wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. So nêrens in hierdie gedeelte is dit enigsins vir ons deurgegee dat ons kan maak en doen wat ons wil, nou dat ons gered is deur die bloed van die lam. Ons kan nie lewe soos hooligans nie. Daar is sekere dinge wat ek en jy moet doen, wat die bewys is van ons geregtigheid. Nou wil ek jou weer hierdie skrif gee, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. So wat beteken geregverdig? Regverdig deur sy bloed, deur wedergeboorte. Die regverdige sal uit die geloof lewe. Wat beteken geloof? Geloof is in hom en wie hy is. Ek glo in hom en ek glo wie hy is. En my lewe, so die regverdige sal uit die geloof lewe. Wat beteken dit as ek lewe? Lewe beteken my doen, my aksie, my bewys van geloof. So kan jy sien in hierdie klein gedeelte, hierdie kort vers, maar die regverdige sal uit die geloof lewe, is dit belangrik om die regte interpretasie te hê oor hierdie vers, want my regverdigheid kom deur sy bloed. My geloof is in hom en wie hy is. My lewe kom uit my doen, my aksies en my bewys van geloof. Hoe bewys ek my geloof in Yeshua? Deur sy gebooie te onderhou en te bewaar. Deur die regverdigheid te doen. Romeine 2 vers 13. Romeine 2 vers 13. Onthou al, hierdie lees ek vir jou uit die boek van Romeine. Hierdie boek wat soveel misverstand bring en soveel gevegte bring. Ek lees vir jou uit die boek van Romeine. Luister wat sê Romeine 2 vers 13. Omdat nie die hoorder van die wet by Elohim geregverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. So wie word geregverdig? Wie word geregverdig? Die daders van die wet. So weer eens, die regverdige sal uit die geloof lewe. So, nou sê die woord, maar die daders van die wet sal geregverdig word. So daar is twee tipes regverdigheid. Regverdigheid uit die bloed van die lam, in 'n oomblik deur sy offer, deurdat ek hom aanvaar as my persoonlike verlosser en saligmaker. So dis regverdigmaking deur sy bloed in 'n oomblik, en dan is dit regverdigmaking deur te wandel in sy gebooie, sy insettinge en sy verordeninge. Het julle dit? Dis in die boek van Romeine. Daar's twee tipes regverdiging. So ek word geregverdig deur die wet te doen, deur 'n dader van die wet. So vraag, ek wil hierdie vraag vra. Hoe word iemand as 'n ongeregtige of 'n onregverdige mens gereken? Kan ek dit weer vir jou gee? Hoe word iemand, as jy na iemand kyk, en jy kyk na 'n persoon, dan kan jy onmiddellik sien, okay, maar hierdie is 'n ongeregtige persoon. Hierdie is 'n ongeregtige persoon. Hoe word iemand as 'n ongeregtige mens gereken? Dink so 'n bietjie daaroor. Hoe word iemand as 'n ongeregtige mens gereken? Deur dit wat hy doen. Deur dit wat hy doen. So 'n persoon se doen en late gaan vir jou onmiddellik kan sê, hoorie, so hierdie is 'n onregverdige of 'n ongeregtige persoon, of hierdie is 'n regverdige en is 'n persoon wat wandel in geregtigheid. Deur dit wat hy doen. Lees vir jou Romeine 1 vers 28. Luister wat sê Romeine 1 vers 28. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om Elohim in erkentenis te hou nie, het Elohim hulle oorgegee aan slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Om wat te doen? Om te doen wat nie betaam nie. So met ander woorde, dit wat mense doen, gaan vir my die bewys gee dat hulle is either in geregtigheid of in ongeregtigheid.
Want jy sien in Romeine hoofstuk 1 begin Vader te praat oor die verskillende tipe mense wat daar is en mense wat hulle oorgee om in die vlees te wandel en die begeerlikhede van die vlees en die natuurlike dinge te verlaat en nou praat hy daaroor en nou sê die woord, hy sê maar dis mense wat oorgegee is aan slegte gesindheid om te doen wat hulle nie betaam nie. In ander woorde, so dit wat 'n persoon doen, gaan vir my kan sê, maar hy is in geregtigheid of ongeregtigheid. So vraag, so kan dan die mens dan ook gereken word as 'n regverdige mens of 'n mens van geregtigheid deur dit wat hy doen? Ja. 'n Persoon wat in geregtigheid wandel, deur sy doen en late kan gereken word as 'n geregtige persoon. Ek meen die woord sê vir ons baie duidelik, en Abraham het God geglo en dit was hom as geregtigheid gereken. Hoe het Abraham vir God geglo? Hoe het hom geglo? Het hy maar net teruggesit, sy hande gevou en gesê, ag ek glo? Of het hy eintlik in aksie begin oorbeweeg en begin wandel in die belofte asof hy dit sal ontvang? Jy sien, sy aksie het regverdigheid gebring. Toe Vader vir hom sê, Abraham, vat jou seun, jou enigste seun, en gaan offer hom. Wat het Abraham gedoen? Het hy geredeneer? Het hy eers al die pastore bymekaar gebring en al die skrifgeleerdes en gesê, hoorie so ouens, ek weet nou nie of ek reg gehoor het nie. Moet ek nou hierdie doen? Is dit nou waarlik die woord van Skepper lewende God? Wat het hy gedoen? Hy het onmiddellik opgestaan en hy het onmiddellik die opdrag uitgevoer en deur daardie geloofsaksie is hy tot geregtigheid gereken. Dit is wat gebeur het. Hier is baie belangrik om te weet in terme van die boek van Romeine. Paulus maak melding van die wet op verskeie aspekte. Hy maak melding van die wet op verskeie aspekte. As jy die boek van Romeine lees, dan sal jy hoor Paulus maak melding van die wet van die geloof, die wet van werke, die wet van sonde en die dood, die wet van die gees van die lewe in Messia, die wet van offers, die seremoniële wet, en dan die wet van gebooie, die morele wet. So dis waarvan Paulus praat in die boek van Romeine, en daar's baie keer word daar melding gemaak van die wet, en dan moet ek en jy die onderskeid kan neem om te kan besef, maar waarvan praat Paulus? Praat hy van die wet van die geloof? Praat hy nou van die wet van die werke? Praat hy van die wet van die sonde en die dood? Praat hy nou van die wet van die gees van die lewe in Messia? Praat hy nou van die wet van offers, die seremoniële wet? Of praat hy van die wet van gebooie, die morele wet? So ons moet daardie verklaring, maar ons moet daardie interpretasie maak en ons gaan kyk van waar af kom Paulus. Ons moet die konteks lees en gaan kyk van wat verwys Paulus van. Is dit die wet van geloof of is dit nou die 10 gebooie? Is dit nou die morele wet? Is dit nou die wet van die feeste en ek moet die regte dinge eet en ek moet myself reinig en die seremoniële wet en al daai goede? Waarvan praat Paulus? Dit is belangrik om hierdie onderskeid te hê. Paulus maak dit duidelik dat ons nie die wet van Yeshua kan skei nie. Ouens, hierdie is belangrik. Hy maak dit duidelik dat ons nie die wet van Yeshua kan skei nie, maar dat ons redding kom alleen van Yeshua af. Ons redding kom nie van die onderhouding van die gebooie nie. Hierdie is belangrik. Ons redding kom van Yeshua. Maar jy sien, daar was mense wat geglo het en gedink het, maar ek word gered deur die onderhouding van sy gebooie. Ek word nie gered daardeur. Maar die onderhouding van die gebooie is nog steeds belangrik, want ek bewys aan Yahweh ons Elohim dat ek hom liefhet. Maar my redding kom van Yeshua. En hy sê, en hy maak die melding daarvan in die boek van Romeine, dat ons kan nie Yeshua van die wet skei nie. Ek word nie geregverdig sonder Yeshua nie, en ek word nie deur my werke geregverdig nie, en ek word ook nie deur die besnydenis geregverdig nie. Word nie deur die besnydenis regverdig nie.
En die woord praat baie duidelik van die besnydenis van die hart en nie van die vlees nie. En Paulus het in die boek van Galasiërs het hy hierdie geveg gehad met ouens wat sê, maar hoorie so, julle wat nou in die geloof van Yeshua wil wees, en julle wat wil deel wees van ons, en julle kom in die sinagoge, en julle is deel van ons, hoorie so, julle moet eers besny word. En Paulus hanteer dit, hy sê, ouens, is daar fout met julle? Want jou geloof kom in Yeshua, nie in die besnydenis nie, want jou geloof moet nie uit die werke uit wees nie, jou geloof moet in Yeshua wees. So ek plaas my geloof in hom, en wanneer ek my geloof in hom plaas, dan besny hy my hart. Kyk wat sê Paulus. Ek lees vir jou, en onthou, hierdie is belangrik. Paulus skryf uit leiding van Heilige Gees. Hy's geïnspireer deur die Heilige Gees. So, wanneer ek sê Paulus, dan is dit eintlik dat die lewende God deur sy Heilige Gees aan Paulus kom openbaar en hy kom openbaar aan ons. So luister wat sê die woord in Romeine hoofstuk 2 vers 17. Kyk, jy dra die naam van Jood en steun op die wet en beroem jou op Elohim. So Paulus is besig om hier vir ons 'n verklaring te maak om te sê, ouens, moenie, en ek gaan dit nou maar reguit sê, moet nou nie gat oor kop werk nie. Moenie gat oor kop werk nie. Werk op die regte manier. Werk op die regte manier. Dis Yeshua, en wanneer ek in Yeshua, in sy verlossing en saligmaking is, dan kan ek begin om te wandel in sy weë, om sy gebooie, sy insettinge en verordeninge te onderhou. Ons kan nie gat oor kop werk nie. Kyk, jy dra die naam van Jood en jy steun op die wet en beroem jou op Elohim. En jy ken sy wil en ondersteun die dinge waar dit op aankom. Omdat jy uit die wet geonderrig word. En jy is oortuig dat jy 'n leidsman is van die blindes, 'n lig vir die wat in die duisternis is, 'n opvoeder vir onverstandiges, 'n leermeester van onervarenes, omdat jy die beliggaming van die kennis van die waarheid in die wet het. Jy dan, wat 'n ander leer jy jouself nie? Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy? Jy wat die mens sê dat 'n mens nie oorspel mag pleeg nie, pleeg jy oorspel? Jy wat afskuw van die afgode het, pleeg jy tempelroof? Jy wat jou op die wet beroem, onteer jy Elohim deur die oortreding van die wet? Want soos geskrywe is, in die naam van Elohim word om julle ontwil onder die heiliges, heidene gelaster. Want die besnydenis is wel nuttig as jy die wet onderhou, maar as jy 'n oortreder van die wet is, het jou besnydenis onbesnedenheid geword. Met ander woorde, as ek myself besny, en ek beroem my daarop, want ek volg die woord en ek moet nou besny word, en as ek my besny en ek onderhou die wet en ek maak 'n fout en ek doen verkeerde dinge en ek kyk dalk na 'n vrou en ek begeer na haar, of ek lieg dalk of ek doen dalk iets om die wet te breek, dan word my besnydenis onbesnedenheid in my. Dan baat dit my niks. Kyk wat sê Paulus verder. Hy sê, want die besnydenis is wel nuttig vir die wat die wet onderhou, maar as jy oortreder van die wet is, het jou besnydenheid onbesnedenheid geword. Maar as die onbesnedene dan die verordeninge van die wet onderhou, met ander woorde, ek is nie in die vlees besny nie. Maar as ek dan die verordeninge van die wet onderhou, met ander woorde, sy insettinge, sy verordeninge en sy gebooie, as ek dit begin onderhou, sal my onbesnedenheid dan nie as besnydenheid gereken word nie. In ander woorde, ek word besny in my hart. En sal hy wat van nature onbesnede is en die wet volbring, jou nie oordeel wat ondanks letter en besnydenis 'n oortreder van die wet is nie. Want nie hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie, maar, en nie dit is 'n besnydenis wat in die openbaar in die vlees is nie, maar hy is 'n Jood wat dit in die verborge is, en die besnydenis is die van sy hart.
in die gees en nie na die letter nie, so sy lof is nie uit die mense nie, maar uit Elohim. Hier maak Paulus dit baie duidelik, dat my en jou geloof moet gesentreer wees in Yeshua, en wanneer dit gesentreer is in Yeshua, en ek begin wandel in sy insettinge en sy verordeninge, dan word ek besny in my hart. Dan word ek gereken as 'n besnyde persoon. Romeine 3 vers 21 tot 25. Maar nou is die geregtigheid van Elohim geopenbaar, sonder die wet. Wie's dit? Dis Yeshua. So die geregtigheid van Elohim word geopenbaar, sonder die wet. Hy praat nou van Yeshua. So ek kry die geregtigheid, ek word geregverdig deur Yeshua, deur sy bloed. So dit word geopenbaar aan ons as mense. Ek kan nie gat oor kop werk en eers by die wet begin en dan probeer eindig by Yeshua nie. Ek moet Yeshua dien, ek moet hom lief hê, ek moet hom aanneem as my persoonlike verlosser en saligmaker. Hy moet deel vorm van my lewe, hy moet inwonend in my wees deur sy gees, en ek moet skoon gewas wees van my sonde en my ongeregtigheid, en dan begin ek wandel in sy weë om hom te vereer en te verheerlik. Dis hoe dit moet werk. So maar nou is die geregtigheid van Elohim geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. So waarvan getuig die wet en die profete? Dis altyd 'n verwysing na Yeshua. Altyd 'n verwysing na Yeshua. Die hele tabernakel gaan oor Yeshua. Elke profesie in die profete gaan oor Yeshua. Daar's meer as 300 profesieë wat gaan oor Yeshua. Elke fees gaan oor Yeshua. So die wet en die profete, en dis tog waarvan Yeshua self gepraat het toe op die pad was, saam met die Emmausgangers. Toe praat hy met hulle en hy openbaar aan hulle die skrifte uit die wet en die profete met betrekking tot hom. So terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van Elohim deur die geloof in Yeshua, die Messia, vir almal en oor almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van Elohim. In ander woorde, elke liewe persoon, of jy van die ouderdom van 3 jaar die wet begin onderhou, het jy verlossing nodig van jou sonde en jou ongeregtigheid. Want ons almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van Elohim. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing van Messia Yeshua. Hom het Elohim voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van Elohim. Met ander woorde, my rekord van my sonde en ongeregtigheid, wat ek voorheen gedoen het, en wat in my verlede is uitgewis vanweë sy bloed. Halleluja! So ek is vrygemaak. Maar daai vryheid beteken nie dat ek kan nou maak en doen wat ek wil nie. Daai vryheid beteken nie dat ek kan nou sondig en ek kan nou te kere gaan en ek kan alles doen wat ek wil nie. Hier kom vers 28 in. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Ek het dit vir jou gesê van die begin af, dat dit gaan ons geloof gesentreer in Yeshua. So ons word geregverdig deur ons geloof sonder ons werke. Maar daar is 2 regverdigmakings. Daar's 2 regverdigmakings. Ons word in die oomblik word ons geregverdig deur ons geloof in Yeshua. Dan kom ons wandel. So vers 28, kyk wat sê vers 31. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof. Paulus stel die saak. Hy sê ouens, aangesien ons nou in die geloof in Yeshua is, maak ons nou die wet tot niet, verwyder ons dit? Is dit nou weg? Is dit nou heeltemal verwyder, maak ek dit tot niet vanweë my geloof in Yeshua? Hier kom die antwoord. Hy sê nee, stellig nie. Inteendeel,
ons bevestig dit. Wow! Ons bevestig die wet. Van wat se wet praat hy? Hy praat van die morele wet, sy insettinge, sy verordeninge. Nie die seremoniele wet nie. Hy praat spesifiek van die morele wet om te sê, maak ons dan die wet tot niet deur die geloof. Nee, stellig nie, inteendeel, ons bevestig die wet. So ek het so 'n bietjie gaan ondersoek instel, wat beteken hierdie woordjie bevestig in die oorspronklike Griekse vertaling in die concordance, die Griekse concordansie, G2476. Hierdie woord bevestig in die Grieks is hestemi, en dit sê to stand, to abide, to appoint, to continue, and to hold up. Dis wat hierdie woordjie bevestig beteken. So eintlik staan die wet vas. Eintlik moet ek en jy in dit wandel. Dit is vasgemaak, it is been appointed, dis vasgemaak, dit kan nie verwyder word nie, dit is aaneenlopend, dit gaan voort, en dit hou vas. Dis wat bevestig beteken. So, die woord sê, maak ons dan die wet tot niet deur die geloof, nee, inteendeel, ons bevestig die wet. Ouens, hierdie is so duidelik. So ek weet nie, hoekom is daar nou nog bekleierery, nog misverstande, nog verkeerde persepsies oor hierdie gedeelte in die woord nie. Ek verstaan dit nie. So daar is nog baie dinge wat ek vir jou gaan uithaal, maar ek gaan dit doen in 'n volgende sessie, want dis net te veel om in een gedeelte te bring. Net te veel. Want ek het nou vir jou gebring net tot en met die 3de hoofstuk. En hy gaan nog aan, hy gaan nog verder. En dis belangrik om hierdie reg te verstaan. En die oomblik as ek en jy dit reg verstaan, dan weet ons, maar hoor hierso, ons moet begin wandel in sy weë. Hiermee wil ek afsluit, dis die laaste skrif wat ek vir jou wil gee, en dis uit Romeine hoofstuk 1 vers 5. Romeine hoofstuk 1 vers 5. En nou kom Paulus en hy sê, en hy stel homself voor, hy sê, ek is Paulus, deur wie ons genade en apostelskap ontvang het, om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene, ter wille van sy naam. Om wat te kry? Om geloofsgehoorsaamheid te kry. Wat beteken geloofsgehoorsaamheid? Hier is 'n sterk woord. Hy sê, ouens, ek wil hê dat julle geloofsgehoorsaamheid moet verkry. Nou geloofsgehoorsaamheid, ons weet natuurlik dat ons geloof kom uit Yeshua. Hier sê die woord, Romeine 1 vers 17, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Uit die geloof lewe. Ek het vir jou geopenbaar wat dit alles beteken. En nou sê Romeine 1 vers 5. Hy sê, ons moet geloofsgehoorsaamheid verkry. So my geloof moet waar wees. My geloof moet wees in Yeshua. Gehoorsaamheid aan wie? Gehoorsaamheid aan wie? Gehoorsaamheid aan sy woord, sy gebooie en sy opdragte. Sy woord, sy gebooie en sy opdragte. Ek wil gou vir jou een skrif lees ter afsluiting voordat ons gaan bid. En hierdie is 'n pragtige gedeelte in die woord. Ek wil net weer hierdie vir jou gee. So die woord sê in Romeine 1 vers 5, ons moet geloofsgehoorsaamheid hê. So ons geloof moet wees in wie? In Yeshua. Gehoorsaamheid aan wat? Aan sy woord, sy gebooie en sy opdragte. So ons almal ken die gedeelte in die woord Johannes hoofstuk 3 vers 16. Jy kan dit seker quoteer. Johannes 3 vers 16. Weet ons nou wat sê Johannes 3 vers 16. Ons almal quoteer dit, dis die skrif wat ons aanhaal, en Johannes 1 vers 16 sê, want so lief het Elohim die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. So ons almal ken daai gedeelte, en ons quoteer daai skrifgie so baie, maar ons moet net so 'n bietjie verder lees. Net so 'n bietjie verder lees in die woord. En ek wil jou vat na Johannes hoofstuk 3 vers 36. So kyk wat sê 36, het sluit aan hier by Romeine 1 vers 5, met betrekking tot geloofsgehoorsaamheid. So, Johannes hoofstuk 3 vers 36,
Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Wat beteken dit? Ek aanvaar hom as my persoonlike verlosser en saligmaker. Hy's inwonend in my, my sonde is vergewe, ek is geregverdig deur die geloof in Yeshua. So hy wat die Seun in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van Elohim bly op hom. Let op hier, let op hier. Hy sê nie hier, die wat nie in die Seun is nie, die wat nie in die Seun glo nie, die wat hom nie aanvaar as sy persoonlike verlosser en saligmaker nie. Hy sê nie dit nie. Hy begin om te sê, maar hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is. Hoe is ek die Seun ongehoorsaam? Wanneer ek sê, maar ek is gered deur die bloed van die lam, en ek sê, maar ek het nie nodig om sy insettinge, sy verordeninge en sy wet te onderhou nie. Ek het nie nodig om die feeste te onderhou nie. Ek het nie nodig om die Shabbat te onderhou nie, want dis mos nou alles aan die kruis vasgenaal. Dis om die Seun ongehoorsaam te wees. So, die woord sê vir ons baie duidelik. Hy sê, ouens, ek wil hê dat julle geloofsgehoorsaamheid moet begin verkry. So ek glo in Yeshua, en dan moet ek gehoorsaam wees. Waaraan moet ek gehoorsaam wees? Ek moet gehoorsaam wees in sy woord, sy gebooie, sy insettinge, sy verordeninge. Dis hoekom hy gesê het, in Johannes hoofstuk 1, vers 15 en 21 praat hy baie duidelik. Hy sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie, en ek sal sien, deur julle liefde, deur die feit dat julle julle gebooie onderhou, my gebooie onderhou, dat daar liefde by julle is. So hierdie is baie, baie belangrik, dat ek en jy die boek van Romeine sal reg verstaan. So ek gaan volgende week, gaan ek met julle verder gaan oor die boek van Romeine. En ons gaan so 'n bietjie dieper ingaan in terme van die boek van Romeine, om vir jou die waarheid te openbaar. Want daar was 'n dag gewees waar ek tyd gespandeer het in Vader se teenwoordigheid, en ek maak die Bybel oop, en ek maak hom oop by die boek van Romeine. En Vader kom openbaar aan my, wat waarlik daar staan, en ek sien dit, so hy trek die sluiers van my oë af, en hy wys vir my, wat waarlik in sy woord kom staan. En ek wil dit aan jou kom openbaar, sodat daar nie meer misverstande sal wees, en gevegte sal wees om te sê, maar dis wat Paulus sê, en kan jy nou sien daar, ons het nie nodig om die wet te onderhou nie, ons moet verstaan waarvan praat Paulus. Daar is verskeie aspekte van die wet waarvan hy praat, en ons moet die regte interpretasie hê in terme daarvan. So ek glo en vertrou dat hierdie woord het vir jou iets beteken, en dat jy baat gevind het daarby, en dat dit jou kan inspireer om die woord weer opnuut te kan bestudeer en te lees met 'n ander bril en 'n ander perspektief, sodat die lewende God vereer en verheerlik sal word. Nou kom ons bid saam, net daar waar jy is, kom ons bid saam, en ons verheerlik die skepper van hemel en aarde. Vader, baie dankie. Dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons kan intap in u woord. En Vader, dankie vir die openbaring wat u ons gee uit die woord. En Vader, help my as u diensknegt, Vader, om u woord reg oor te dra. Vader, om die regte aspekte van u woord te kom openbaar. Vader, dat ek nie skuldig sal staan in 'n verkeerde aspek van die woord nie, maar Vader, dat ek as u diensknegt aan die volk die waarheid sal kom verkondig. Vader, ek bid vir elke persoon wat hierna luister, dat die ore oop sal wees, dat die hart ontvanklik sal wees, en Vader, dat ons sal weet dat dit die waarheid is. Vader, ek bid dat die gees van God in elke persoon nou sal kom openbaar, Vader, wat die waarheid is in terme van u insettinge, u gebooie, en ons om dit te onderhou. Vader, dat daar by elkeen van ons gehoorsaamheid sal wees. Vader, want ons wil u vereer. Vader, ons wil nie 'n mens vereer nie. Vader, ons wil nie met verkeerde dinge besig wees nie. Vader, ons wil nie in leerstellings glo wat verkeerd is nie. Vader, ons wil nie aan kerkdogmas en instansies vashou nie. Vader, ons wil net vashou aan u onfeilbare woord. En ek bid, Vader, dat u woord sal deurbreek deur elke opposisie. Vader, deur elke valse sienswyse, dat die woord sal deurbreek, en Vader, dat u verheerlik sal word in elke persoon se lewe. Ek bid nou, Vader, dat u ons sal toemaak met die bloed van die lam, dat ons nie verlei sal word deur enige valse
bediening en valse woord wat deurgegee word nie, maar Vader, dat ons sal luister na u woord. Dat ons, soos wat u sê, dat ons gehoorsaam sal wees aan Yeshua, ons verlosser en zaligmaker. Dat ons gehoorsaam sal wees aan u woord, sodat ons die gawe van die ewige lewe sal beerwe. Ek dank u, Vader. Dank u vir elke persoon wat ingeskakel is. En ek bid dat u hulle sal seën, behoed en bewaar en beskerm. En dat u verheerlik sal word in hulle lewe. Vader, is my gebed in die wonderbare, die hoog verhewe naam van ons meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja, halleluja, loof sy naam, halleluja. Baie, baie dankie dat jy ingeskakel is. En ek eer Abba Vader vir sy woord. En ek wil net vir jou dankie sê vir jou ondersteuning. En dankie vir elke boodskap. En dankie vir elke WhatsApp. Dankie vir elke like en comment. En dit beteken regtig vir ons so baie. Dankie vir elke finansiële saad wat ingesaai word in die koninkryk van God. En ons eer Abba Vader dat hy ons seën, sodat hierdie uitsendings kan uitgaan na die uithoeke van Suid-Afrika en ook die wêreld. So mag jy geseënd wees van my kant af, Rian Abri, tot volgende keer. Shalom.